Vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons weer kan saam wees rondom die woord van die Here. Ons is dankbaar dat ons vanmôre uitgespaar is en dat ons die nuwe dag in die naam van die Here tegemoet kan gaan. Nou ek wil vanmôre groet met die woorde van Psalm 119, daar vanaf vers 33. Daar staan: Here, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar. Hierdie gedagte van dat ons 'n leersame gees moet hê, kom na vore. Here, leer my u insettinge, leer my u woord, leer my u verordeninge, en dan ook, Here, help my dat ek dit tot die einde toe sal bewaar. Vriende, daar's baie mense wat goed begin in die geestelike lewe. Daar's baie min wat goed eindig. Mag u en ek vanmôre die gebed voor die Here uitspreek: Here, help my om nie net goed te begin nie, maar ook goed te eindig, sodat ek eendag die mooi so by u kan ontvang. Nou vriende, ons gaan aangaan met ons reeks boodskappe uit die boek Spreuke. Nou, ons het gekom tot hier by Spreuke 13 en ons gaan vanmôre die 13de tot die 15de vers met mekaar hanteer. So kom ons lees saam Spreuke 13 vers 13 tot 15. Daar staan: wie die woord verag, moet dit ontgelde, maar hy wat die gebod vrees, ontvang vergelding. Die onderrig van die wyse is 'n fontein van die lewe, om die struike van die dood te ontwyk. 'n Goeie verstand verskaf guns, maar die weg van die ontroues is hard. Nou vriende, vers 13 in een van die ander vertalings is dit so mooi gestel. Daar staan: wie hom nie aan die woorde van die Here steur nie, sal die gevolge dra. Wie eerbied het vir sy gebooie, sal die goeie vrugte pluk. Dit is my so mooi gewees toe ek dit lees, want u sien vriende, die Here het ons geskape en die Here weet die beste. En in sy woord het hy vir ons die waarheid opgeteken, sodat ons kan leer hoe om te lewe te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Dis wanneer ons die woord van die Here ignoreer, dat ons op 'n gevaarlike pad onsself bevind. Wanneer ons die woord van die Here tersyde stel, eenkant skuif en sê, ek het nie regtig God se woord nodig nie, ek sal dit op my eie manier doen, ek sal dit op my eie manier uitsorteer, ek sal op my eie manier hierdie ding deurworstel en deurwerk, dat die probleme in my lewe kom. Dit is soos om 'n handleiding te vat en te sê, gaan ek die handleiding naslaan om te kyk wat is fout met my kar, of gaan ek die handleiding weggooi en self probeer uitsorteer wat is fout met my kar? En dis dieselfde beginsel. Mense gooi die handleiding van God weg, hulle gooi die woord van God weg, hulle skuif die woord van die Here weg en hulle beleef hartseer op hartseer, probleem op probleem, en later by 'n punt van moedeloosheid vra hulle vir hulle self die vraag af: waar het ek verkeerd geloop? En die antwoord is baie duidelik in vers 13 van Spreuke 13: wie hom nie aan die woorde van die Here steur nie, sal die gevolge dra. Maar aan die ander kant van die munt, so wonderlik dat die Here vir ons altyd die ander kant ook gee. Daar staan: wie eerbied het vir sy gebooie, sal die goeie vrugte pluk. Hy wat die gebod vrees van die Here, hy wat hom verlustig in die waarheid van God se woord, is die een, vriende, wat dan ook hierdie goeie vrugte sal dra en hierdie goeie vrugte sal pluk. En dis belangrik dat ons sal sien, die woord van die Here is nie net 'n boek wat ons kan lees en self kan besluit is dit goeie of slegte raad nie. God se woord is deur God uitgeasem. Dis deur die alwetende, almagtige, alleenwyse God vir ons gegee, sodat ons daardeur gevoed, gestig en gerig kan word op hierdie weg van geregtigheid. Daarom belangrik, ek wil jou vra dat jy die woord van God nie sal veragtig nie, maar dat jy hierdie gebod sal vrees en dat jy ook dan die vrugte sal pluk wat die Here vir ons dan sê in sy woord wat ons sal dra. Psalm 1: ons sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. Die volgende vers sê: die onderrig van die wyse is 'n fontein van die lewe, om die struike van die dood te ontwyk. Wat beteken hierdie vers? En dit was vir my weer eens so mooi toe ek dit naslaan in een van die ander Bybelvertalings. Daar staan: wat wyse mense jou leer is 'n bron van lewe. Dit laat jou die struike van die dood vermy. Ek het so daaraan gedink, wanneer ons in moeilike situasies kom, vriende, dan vra ons dikwels die raad van vriende. En vriende gee vir ons dikwels die raad wat ons wil hoor en nie die raad wat ons nodig het nie. En dis presies waaroor hierdie versie gaan in vers 14. Die Bybel sê vir ons, wanneer ons in moeilike omstandighede kom, wanneer ons raad soek, wanneer ons weet waantoe ons moet gaan, het ons nodig om by wyse mense raad te vra. Ons moet onderrigting ontvang van mense wat wys is, wys in God se woord, mense wat al die pad gestap het wat ons nog moet stap, en deur by hulle aan te klop vir raad, kan ons ook wysheid kry hoe om die pad vorentoe te stap. Dis die grootste fout wat ons kan maak, is om by ons vriende te hoor: wat dink julle, wat moet ek doen in hierdie situasie, en hoe moet ek optree hier, en wat se raad wil julle my gee oor hierdie bepaalde saak? Dikwels sal hulle my van die wal af in die sloot help, nie omdat hulle miskien snaaks probeer wees nie, maar omdat hulle my guns probeer wen.
gee hulle nie altyd vir my die raad wat ek nodig het nie, maar hulle sê vir my dinge wat ek wil hoor. En dis die grootste fout wat ons maak. Want die Bybel sê, as ek onderrigting ontvang, as ek by wyse mense raad ontvang, is dit soos 'n fontein van die lewe. Daar is vrug. Daar is hierdie wonderlike pad van geregtigheid wat ek bewandel. Dit hou my, vriende, van hierdie strikke van die dood. Dit weerhou my van hierdie pad van vernietiging. Hierdie pad waar ek stap en later eindig dit vir my uit op weë van die dood. Daarom is het belangrik, as jy raad soek, soek dit by wyse mense en mag die Here vir jou genade gee. Die laaste versie van vanmôre, 'n goeie verstand verskaf guns, maar die weg van die ontroues is hard. Hierdie woordjie goeie verstand of verstand word ook in ander Bybelvertalings vertaal as 'n goeie naam of 'n goeie karakter. Dit verskaf guns. En hoe bedoel die Bybel vir ons dit verskaf guns? Want vriende, dit is eenvoudig. Wanneer ek 'n goeie naam of 'n goeie karakter het, dan wonder mense nie heeltyd, waarmee is ek besig? Wat is die gedagte waarmee ek besig is? Is daar vooropgestelde idees waarmee ek na die tafel toe kom? En hulle begin heeltyd twyfel en wonder wat ek wil doen nie. As ek 'n goeie verstand het, as ek 'n goeie karakter het, as ek 'n goeie naam het, dan verskaf die Here my guns by ander mense en vertrou mense my en kan ek mense ook begelei. Nie net in die eerste plek op die regte pad na die Here toe nie, maar ook in die alledaagse dinge. Die ander kant sê die Bybel vir ons baie duidelik, die weg van die ontroues is hard. Wat die Bybel vir ons wil leer is dat die pad van die sondaar is nie 'n maklike pad nie. Mense dink om jouself te verlustig in sonde dis die lewe. En ek wil vir u sê, dis die pad van die dood. Sonde het altyd gevolge. Dit het gevolge in elke opsig en opset en elke area van my lewe. Dit beïnvloed my moraliteit, dit beïnvloed my finansies, dit beïnvloed my verhoudinge met mense. Dit beïnvloed alles. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik dat die weg van die ontroues is 'n harde pad. Dis 'n pad van seer, dis 'n pad van spyt, dis 'n pad van gevolge. En die Bybel sê vir ons, is baie moeilik as jy lank op hierdie pad is om van hierdie pad af te kom. Dis hard, dis moeilik om hierdie pad dan te verlaat en by die pad van die Here uit te kom. Dank God, deur sy genade kan hy die grootste van sondaars red, maar die waarskuwing vanmôre vir jou en vir my is, dat ons iemand sal wees met 'n goeie naam en 'n goeie karakter, wat guns by mense sal verkry, en dat ons nie op hierdie weg van sonde sal stap, wat hard is, wat ongenaakbaar is, en dat ons later sal lei na vernietiging nie. Mag ons die Here vra vir wysheid, mag ons die Here vra vir insig, dat sy woord 'n diep impak sal maak in ons harte, en dat ons sal lewe tot eer van sy heilige en wonderlike naam. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, ons bid vir mekaar, en ons bid dat die seën van die Here ons deel sal wees. Mooi dag, Tara.